Goeiedag. Vandag se letter in ons alfabet van geloof is G. Ek het gebrokenheid gekies. En ons gesels oor gebrokenheid nie as 'n ramp nie, maar as 'n heilige ontmoetingsplek met God. Daar is 'n pragtige beeld in die Japaneese kuns genaamd kintsugi. Wanneer 'n kosbare pot breek, word dit nie weggegooi nie. Die krake word met regte goud herstel. Die ironie is die pot nie net sterker is as voorheen nie, maar sy waarde het self verhoog. Ons kom pas uit die Kersseisoen waar ons gevier het dat God 'n menslike adres gekies het. In Jesaja 57 vers 15 sien ons hierdie pragtige kontras. God is die hoog en verhewe een wat in die ewigheid woon, maar hy sê uitdruklik dat hy ook woon by diegene wat verbrysel en nederig van gees is. In Psalm 147 vers 3 word dit prakties. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Vir jou mag jou swakheid 'n hindernis wees wat God uithou, so dink jy. Maar volgens die skrif is dit juist die deur waardeur hy instap. Ons moet nie vergeet nie, ons aanbid 'n verlosser wat self gebreek is. Aan die kruis was Jesus se liggaam fisies gebreek. Hebreërs 4 vers 15 herinner ons dat ons nie 'n hoëpriester het wat nie medelee met ons swakheid het nie, maar een wat in alle opsigte net soos ons versoek is. Wanneer jy vandag voel jy val uitmekaar, onthou dat Jesus nie van 'n afstand afkyk nie. Hy staan langs jou in die pyn. Paulus het hierdie geheim ontdek in 2 Korintiërs 12 vers 9. Toe hy vir uitkoms gebid het, was God se antwoord: my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis in jou swakheid tervoorskyn. Gebrokenheid stroop ons van ons eie waan en dwing ons om bakkant te staan by God. Soos Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dis eers wanneer ons hande leeg maak, dat God dit met sy onuitputlike genade kan vul. Bid daarom saam met my. Vader, dankie dat U nie bang is vir my stikkend wees nie. Dankie dat U volgens U woord juis naby is, wanneer ek voel ek nie meer kan nie. Genees my hart, verbind my wonde, laat U lig deur my krake skyn, sodat ander U heerlikheid kan sien. Amen.